Hier in my hand het ek 'n eier. Wanneer hierdie eier deur 'n krag van buite gebreek word, dit wil sê as ek jou wil eet, breek hom in die pan en alles, dan is die resultaat dood. Maar die oomblik wanneer hierdie eier deur 'n binnekrag van binnekant af gebreek word, dan is die resultaat lewe. Dan kom daar uit die eier 'n kuikentjie. Elke mens wat groot hoogtes in die lewe bereik het, sal vir jou kan getuig en sê, dit was eers toe ek gebreek het, dat daar 'n nuwe iets gebeur het, dat daar nuwe gedagtes gekom het, en vanuit die nuwe gedagtes het die lewe gekom, het hierdie kreatiewe krag gegroei, iets gekom wat 'n reuse verskil gemaak het. Die Bybel is vol van mense wat eers moes breek, voordat hulle gereed was om deur God gebruik te word. Dink maar aan 'n Moses, slaan die Egiptenaar dood, moet vlug, moet eers aan die einde van homself kom. Dink maar aan 'n voortvarende Josef, wat die drome gekry het, die mooi jasie by pa gekry het, vir sy broers vertel het, hulle gaan nog voor hom neerbuig. Hy word in 'n put gegooi. Hy word as 'n slaaf weggevoer. Hy moet eers breek. En uit sy gebrokenheid kom herskep God, kom gee 'n nuwe eier met nuwe lewe. En so kan ons aangaan. Al die groot geeste in die Bybel moes hierdie pad stap. En so ook, of ons dit nou wil weet of nie, as ons Jesus wil volg, moet ek en jy ook daardie pad stap. Ek is Charles Botha en baie welkom weer vanoggend by jou Sondag stil word. Ons tema vanoggend is nuwe lewe uit gebrokenheid. Jy weet, dit herinner my mos aan 'n man, 'n baie talentvolle jong man, wat aansoek gedoen het by 'n baie groot maatskappy vir 'n werk. Hy het die pos gekry en sommer baie gou was hy besig om homself in die range op te werk. Hulle het hom raak gesien en hy het ook 'n blink idee gehad en hy het dit gaan voorlê en hulle het vir hom toestemming gegee om hierdie wenresep, hierdie blink idee van hom te implementeer. Dit het letterlik die maatskappy miljoene rande gekos om hierdie idee in plek te kry, alles voor te berei en toe uiteindelik dit uit te rol. Maar helaas, die hele idee van hierdie jong man het geflop. En dit het die maatskappy miljoene rande gekos. Hierdie jong man was teen die grond, hy was verslae. Hy het geweet, daar's net een pad wat vir hom oorbly. En dit is dat hy sy werk gaan verloor. Hy het al sy moed bymekaar geskraap en toe na sy baas toe gegaan. Hy het ingestap gekom en vir hom gesê, meneer, ek is heel eers baie jammer dat ek die maatskappy miljoene rande gekos het. Verder is ek baie jammer dat ek meneer so diep teleurgestel het. Meneer, hier is my bedanking. Die hoof van die maatskappy het hom so gekyk en gesê, hoe bedoel jy nou? Toe het hy verder gegaan en toe het hy gesê, dink jy, na al die miljoene rande wat ons as maatskappy in jou belê het, en al die wonderlike lesse wat jy geleer het en wat ons geleer het, gaan ek jou sommer nou in die pad steek? Nee, solank soos wat jy jou lesse geleer het uit jou foute, kan jy vorentoe net beter en baie groter doen. Ook sy voortvarendheid, sy ekkigheid, sy ego moes eers gebreek word voordat hy kon voortgaan om die hoogste sporte in die lewe te bereik. En dan natuurlik kan 'n mens nie anders as om aan 'n Petrus te dink nie. 'n voortvarende Petrus. 'n Petrus wat homself al gesien het aan die regterhand van Jesus hier op aarde in Jesus se regering.
'n Petrus, wat Jesus eenkant roep as Jesus sê hy moet gekruisig word, en Jesus ernstig aanvat. 'n Petrus wat gesien het hoe Jesus siekes genees, dooies lewend maak. 'n Petrus wat self uitgegaan het en in die krag van die Gees wonderwerke beleef en gedoen het. 'n Petrus wat saam met Jesus op die water loop, wat sien hoe maak Jesus die storm stil. 'n Petrus wat in Getsemane die swaard trek en vir Jesus as het ware sê, kom Jesus, ons gaan nou beklei. Want Petrus het nie verstaan nie. En toe wil Jesus nie help nie, en hy word gevange geneem, en Petrus hardloop weg. En toe volg hy so stil vir Jesus. En 'n jong meisie herken hom en sy sê vir hom, maar jy's mos een van die wat vir Jesus gevolg het. En hy verloon vir Jesus. Elke keer soos wat die haan gekraai het en soos wat Jesus gesê het. En toe verdwyn hierdie ou groot Petrus van die toneel af. En dan kry ons vir Petrus wat na die graf toe hardloop. Nadat die vrouens kom vertel het dat die graf leeg is, en Petrus is by die graf en hy sien self dat die graf leeg is. En toe begin Petrus 'n koppietjie raas, want Petrus verstaan nie meer nie. En saam met die ander apostels sit hulle in die bovertrek, bang vir die Romeine, en toe ewe skielik, deur die toe gesluite deure, kom Jesus ingestap. Dink net vir een oomblik, hoe moes 'n Petrus gevoel het? Van totale verbuistering, dit kan nie wees nie, soos 'n Thomas. En toe Jesus begin praat en hulle sien die merke in sy hande, toe verstaan hulle, dit is Jesus. En 'n Petrus wat so skuldig voel, want hy het sy beste vriend verloor, wat Jesus nie in die oog kan kyk nie, en seker maar net kop onderste bo bly sit het. Nadat Jesus weg is, hierdie Petrus wat nie weet wat nie. En hy besluit, hy moet net wegkom. Hy moet net teruggaan na 'n plek toe, waar hy in beheer voel. En hy sê vir die ander manne daar in Johannes 21, kom ons gaan vang vis. En hulle ewe gereedelik op, want hulle verstaan ook nie, hulle gaan vang vis. Dit is die ding wat hulle geken het, dit is waar Jesus hulle geroep het, van die visnette af. En heelnag vang hulle, en vir manne soos hulle om heelnag te vang en niks te kry nie, is ongehoord. Hulle verstaan dit nie. En dan ewe skielik hoor hulle 'n stem, iemand roep. En hulle sien iemand op die strand, maar hulle besef nie dat dit Jesus is nie. En ook in Jesus se roep gee hy homself nie weg nie. Hy spreek hulle aan as mense, manne, gooi julle net aan die ander kant. En hierdie Petrus en die ander dink seker by hulle self, hey, ons vang al heeldag vis, ons het al alles probeer, hoe sal jy nou weet van visvang? Maar tog doen hulle dit. En toe hulle die nette aan die ander kant uitgooi, toe is daar die net so vol, dat hulle hom nie self kan intrek nie, dat ander manne moes kom help. En toe kom hierdie Petrus op die strand uitgestap, en hy sien dit is Jesus, wat al reeds sit in 'n visie braai. En hy wil nie eintlik by Jesus wees nie, want hy voel nog steeds dat hy Jesus, sy beste vriend, in die steek gelaat het. Alles het gevou. Sy drome, hy kan nie meer vis vang nie. Wat bly oor? Sy hele menswees lê aan flarde. Sy selfvertroue, sy voortvarendheid, alles wat hy gedink het, hy kan doen, wat misluk het. En dan vat Jesus om een kant toe, en Jesus vra hom,
3 keer. Petrus, het jy my lief? En die wonderlike is, Petrus kom nie met verskonings met 'n ja, maar Jesus, u weet, dit was maar moeilik geweest nie. Hy probeer nie verskoning maak vir hom nie. Hy antwoord net Jesus se vraag. En dan krak hy voor Jesus. Maar die keer is dit nie buite omstandighede wat Petrus maak krak nie. Hierdie keer is dit God se nuwe lewe. God se nuwe toekoms vir 'n Petrus. Wanneer hy antwoord, Here, u weet alles. U weet dat ek u liefhet. As jy mens is, dan is ek doodseker, jy was ook een of ander tyd in jou lewe in desperaatstraat. Daardie plek soos in Getsemane waar jy Gods verlate voel. Waar daar niemand vir jou is nie. Waar jy voel, weet jy, ek het nou alles probeer en ek misluk net. Waar jy dalk iets gedoen het wat jy nie kan glo jy ooit sou gedoen het nie. Waar jy ook voel, ek verdien niks nie. Weet jy, ek het almal teleurgestel, almal te nagekom. Ook vir jou roep Jesus en hy sê, kom saam met my. Kom saam met my. Het jy my lief? En soos Petrus, weet ons ook nie eintlik eers mooi meer of ons vir Jesus lief het nie. Want hoe sal ons nou kan sê ons is lief vir hom as ons hom verloon het, as ons die rug gedraai het, hom blameer het, vir hom gesê het, hy luister nie, hy sorg nie. Maar Jesus hou aan. Nog 'n keer, het jy my lief? Hy vra ook vandag vir jou, het jy my lief? Tot op die punt dat ons ook soos Petrus kan sê, Here, u ken my, u weet alles. U weet dat ek u liefhet. En die oomblik as ons op daardie punt kom, dan verander God ook ons hart van klip in 'n hart van vlees. Dan kom die gees van God en hy laat die eier van binnekant af oopbreek. Dit gaan nie meer oor ek en my ekkigheid en wat ek wil hê nie. Nou gaan dit vir my net om vir die eerste keer te verstaan wie is die Jesus wat voor my staan. Hy is nie my Messias nie. Hy is nie my quick fix nie. Hy is nie my vinnige antwoord op moeilike vrae nie. Hy is nie een wat net daar is om my te help nie. Hy is die seun van God wat die dood oorwin het, wat groter is as enigiets op hierdie aarde. Enige probleem. Die een wat nuwe lewe gee, wat sê ek het saam met hom gesterf, gebreek. En dan kom hy deur sy gees en hy kom gee nuwe lewe. Sodat ek en jy ook na sy skape kan kyk. As jy vandag voel, daar's nie hoop vir jou nie, wil ek vir jou sê, God het te veel belê in jou, dat hy jou net gaan los. Hy het sy kosbaarste, sy seun gestuur, Johannes 3:16, omdat hy vir jou lief is, omdat hy 'n plan het vir jou lewe, omdat hy 'n nuwe toekoms vir jou wil oopbreek. Maar dan moet jy die ou leë ego-doppe, daai ekkigheid, los en God toelaat om deur sy gees vir jou 'n nuwe lewe oop te breek. Ons gesels volgende week weer saam. Mag die Here jou ryklik seën.
maar Vader, ek moet ook bely vandag dat ek so baie keer my eie ding wil doen. Dat ek so baie keer wil hê, U moet vir my doen wat ek wil hê. En dan vergeet ek, Here, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan alles oor U en wat U wil is vir my lewe. Here, ek wil nie weer probeer nie. Want as ek probeer, maak ek net droog. Help my Heilige Gees om die mens te word wat U wil hê ek moet wees. Amen. Indien jy sou belangstel om elke dag 'n dagstukkie van Lewelig te ontvang op WhatsApp, kan jy net jou naam en jou nommer stuur na die volgende nommer 08282164333. Indien jy op Telegram wil inskakel, kan jy net 'n soek doen vir die Lewelig kanaal en dan kan jy dit daar ook ontvang. Jy is ook meer as welkom om ons YouTube kanaal te besoek. Doen net 'n soek onder Shaal Botha Lewelig. Sakke vol seën vir jou en hê 'n wonderlike week. Leef tevrede.